weer eens hier in die verre Wes Transvaal of Wes-Kaap kolonie, soos wat dit bekend gestaan het. Dis dit nou weer eens ook vir my 'n voorreg om vandag met oom Boet Wessels te praat. By 'n hotelletjie so reg oorkant Maritsane se stasie. Nou weer eens te danke aan Rolien. Ons probeer 'n bietjie hierdie geweste wat ons mense in Johannesburg en Pretoria en ek baie min van sal weet. Nou het sy my nie vandag hiernatoe gebring en hierdie oulike hotelletjie vir my kom wys met 'n baie mooi geskiedenis. Het ons seker net maar hier verbygery en nooit hier ingedraai en kom kyk. Nou oom Boet, oom is nou die geskiedkundige in hierdie gedeelte en hulle praat met baie lof van oom, moet ek sê. En dit was eerste en ek op die agenda gewees om dit te kom vervul. Maar ek was so dankbaar vir die uitnodiging wat hulle my gegee het om die slag van Kraaipan te kom vervul, want daar's niks daaroor nie. So toe sê ek nou kom ons begin eers by Kraaipan en dan werk ons so op en nou is ons nou vandag hierso by oom. Dis so Maart, so lekker koel windjie wat hierso waai. Julle het 'n pragtige plek hierso. So vertel ons 'n bietjie, waar het oom groot geword? Bietjie waar kom pa of oupa hulle vandaan? En hoe het oom in hierdie geweste geland en vandag, jy weet, hierdie pragtige hotelletjie en goed hier bedryf? Ja, ek is hier gebore en getoe. My oupa Willie Wessels, wat oorspronklik van die Vrystaat van Webner se wêreld afgekom het vir 'n maatskappy in Vryburg gewerk, Braan en Reiner. En hy het maar so onder die boere gewerk, was bene en velkoper en so het hy die omgewing leer ken. So hy was soos 'n tipe van 'n smous gewees. Ja. Okay. En jy weet, daai jare was dit 'n kwessie van ruilhandel. Die mense het ingegaan en hulle bene en velle en goed verruil vir kruideniersware. So het hy die omgewing leer ken en toe hy het baie van Maritsane gehou en die omgewing gehou. En toe in 1927 het die hotel en die algemene handelaarswinkel en die plaas was toe te huur aangebied. En hy het toe die plaas gehuur en die winkel en hotel in 1927 en in 31 gekoop. So hy en my ouma die plek bedryf en na hulle het my pa Ferdi en my ma Dina ook die hotel bedryf. En na dit het ek en my vrou die hotel bedryf en nou bedryf my dogter en haar man die hotel. So ons is nou So familiebesigheid. Familiebesigheid, vierde geslag. Hulle noem sommer die restaurant ook platform 4, omdat dit vierde geslag is. So ja, ons is nou al 'n leeftyd hier. Ons het baie mense gesien kom en gaan. Interessantheid, die bietjie navorsing wat ek kon doen oor die hotel, is dat daar in die laat 1880s aansoek gedoen was by die Kaapse Regering of by die kolonie for the establishment of a wayside hotel and trading store. En kan mens met redelike sekerheid sê dat die hotel in 1896 sy deure oopgemaak het. Want dit is toe die treinspoor van die Kaap af hier verbygekom het in 1896. En die hotelletjie is regoor kan die stasie gebou. So ver ons kon navors is die hotel al 'n hele paar jare, amper 100 jaar in ons familie. So ja, die mense het daardie jare, die reisigers, het per trein gereis. En al die klein stasietjies was hotelle op Madiboeg, plekkie verder af. Dan het hulle met sê nou maar die trein gery van Kimberley af, by die stasie afgeklim, 2-3 aande in die hotel oorgebly. En die mense van die omgewing het die reisigers by die hotel kom sien. En dan het hulle weer op die trein geklim en gery na die volgende plek toe. Dit was die jare voor die reisigers nog met karre rondgery het. So
En ek verstaan daai jare ook as die passasierstrein gestop het, dan die mense afgeklim en 'n drankie kom drink of 'n versnapperingkie kom geniet by die hotel en dan het die kondukteur naderhand op sy fluitjie geblaas en gesê die mense moet nou opklim, die trein moet ry. So ek neem aan die treine was ook nie baie stiptelik daai jare nie. Veral om so nou mense uit 'n kroeg uit te kry. Ja. So ja, dis min of meer die geskiedenis van die hotel en die omgewing. Maar dit staan nie so baie klein plekkie. Hy maar bestaan maar meestal uit boere uit. Noordwes Koöperasie. Is die grootste besigheid hier. En dan is hier 'n laerskool en 'n NG Kerk. En verder is dit maar boere in die omgewing. So Is dit 'n hegte gemeenskap? baie hegte gemeenskap. Ons het 'n verskriklike aktiewe boereunie. Baie mooi boeresaal. Ou groot funksies. Ons het byvoorbeeld in laas jaar, ons hou elke jaar 'n skaapkop aand. En Ja, wanneer? dis gewoonlik hier in September. En laas jaar het ons was die skaapkop aand, ons boeresaal was te klein vir die funksie. Toe hulle in een van die koöperasies store gehou, ons het 730 mense gehad. Liewe vir die ouers. aandse funksie. My jessie. Tot ou van Mafeking wat gesê het, toe hy so kyk en sê, waar kry julle 730 wat gesigte by mekaar? En die mense kom van ver af, van Pretoria, van die hele omgewing. Kamp en bly vir die aand. Dis 'n groot funksie. Is hier kampplek hierso? As iemand nou met 'n woonwa of 'n tent kom, kyk, dis 'n baie spesiale geleentheid, jy weet, 'n skaapkop aand. Ja. Ja, ons het by die boeresaal is daar die ou rugbyveld. O, kamp hulle daar. Hulle kamp sommer daar en dan is daar nou 'n paar wilsplase goed in die omgewing en jy weet party kamp nie eers nie, hulle gaan maar deur die nag. So ja, nee, kampplek is hier en soos ek sê dis 'n baie gewilde aand. Ons doen dit al vir 'n klomp jare. So Nou as mense nou met oom Boet nou in aanmerking wil kom, wat is oom Boet se kontaktelefoonnommer asseblief? dis 082 388 2671. Noem dit net weer asseblief. Dis 082 388 2671. Hulle kan enige tyd met my skakel en waar ek nie kan help nie, sal ek hulle in kontak sit met of ons boereunie voorsitter of met die voorsitter van die VLI of wat ook al. So ja, dis 'n baie mooi omgewing hierdie. Ons sê altyd dis die begin van die Groen Kalahari. Want dis van hier af wat jy kameeldoringbome begin kry. En dis maar die begin van die Kalahari. Ja, is pragtig hierso. Ek dink met die onlangse reën het dit nou baie gehelp dat dit so lowergroen is. Ja. Was hier enige belangrike persone al hier aangewees en kom kuier? Kom die kunstenaars hiernatoe en kom Ja, ons sing? het al baie kunstenaars hier gehad. Ons het op die stadium gereeld kunstenaars gehad in die ou winkel. Ons het dit die ou winkelteater genoem. Mense soos Valiant Swart en Andrei Swiegers. Ja, ons het al heel wat groot name hier gehad. Piet Botha. Maar ongelukkig het ons uitgevind na COVID het kyk die kunstenaars het maar swaar gekry gedurende COVID, soos ons almal. Maar na COVID het hulle baie duur geword. So dit raak nou 'n bietjie moeilik om 'n kunstenaar te kry teen 'n redelike prys, want jy weet dis een persoon saam met sy vrou en sy 2 kinders wil uitgaan vir die aand en hy moet net oor R1000 spandeer net aan kaartjies, dat hy nog nie eens geëet nie, dan raak dit 'n bietjie duur. Ja. So meeste van die kunstenaars tree dan nou op, soos byvoorbeeld by ons Kaapkop aand of by boereunie funksies. Nee, ek glo maar aan daai gesegde, 'n halwe eier is beter as 'n leë dop. En dit is so, as ek dan partykeer kyk die astronomiese bedrae wat van hierdie kunstenaars vra om op te tree. Ja, hulle moet ook lewe. Maar jy weet nee, liewers 'n halwe eier as 'n leë dop. Liewers dat jy 'n bespreking kry
as jy nie 'n bespreking kry nie. Nou, ek het vir 15 jaar treintoere gedoen. En op 'n treinrit het ons vir Nadine saamgevat wat die aand op Waterval Boven vir die passasiers opgetree het. Lucas Maree, spesiale liedjie vir my geskryf omdat ek so passie het vir stoomtreine. Nogal daar by die stoomlokomotief op Witbank het ek Lucas afgeneem. Freddy Nest. Jy weet so, hier is 'n guldige geleentheid as hulle dalk hier wil kom optree. Dit is regtig 'n besonderse plek. Ek wil vir Rolien en vir Corneille weer baie dankie sê. Want 'n mens ry hier verby, jy weet jy draai nooit in. En die mense wat ek nou ontmoet het van maandag af is eintlik ongelooflik. Ja. Ja. Jy het gepraat oor staaltjies. Ek sit nou en dink aan 'n staaltjie. My oorlede oupa Grootjie het net hier oor kan die spruit aan die huis gebly waar my dogter hulle nou in bly. En hy het elke dag met sy kierie oorgeloop na die winkel toe en dan het hy op die stoep gesit. Maar hy het die gewoonte gehad om met homself te praat. En my pa was binne in die winkel by sy lesenaar en hy het geluister dat hy sê sy oupa Niklaas was in 'n stryd gewikkel. En hy het gehoor oupa Niklaas sê 'n Engelsman kan hy nie wees nie. 'n Afrikaner wil hy nie wees nie. Hy's 'n ou kaas. En my pa het gesit en wonder en naderhand toe kom hy agter die kap van die byl dat oupa Niklaas besig was om oor Jan Smits te praat. Hy sê Engelsman kan hy nie wees nie. 'n Afrikaner wil hy nie wees nie. Hy's 'n ou kaas. He's an outcast. So dis 'n interessante storie. Weet die politiek daai jare was nogal ja, oom, kyk, ek is glad nie Jan Smits man nie. Ek glo hy was 'n boereverraaier geweest, want hoe kan jy saam met die boere veg en dan iewes skielik omdraai en saam met die Britte gaan en dan 'n veldmaarskalk word en dan lekker toere hier af en dan gaan bou hulle. Wonder hoeveel van die luisteraars, van die kykers sal weet, in 1947 het hulle die wittrein gaan bou in Engeland. En hulle die wittrein Suid-Afrika toegebring. Ek sal 'n bietjie insetsel hier insit. En hulle het met daai trein van die Kaap af, die Queen, en Jan Smits, hulle 5000 myl in hierdie land tot in Rhodesië gaan rondry. Daai spesifieke trein is hier verby op hierdie stasie. Ja, en interessant, die stoomtreindrywers wat met 'n double headed, dis nou 2 lokomotiewe wat daai trein sou getrek het. Toe hulle hoor, ja, dit is die Queen wat op daai trein gaan ry, het hulle gesê hulle weier om daai trein te ry. Hulle is seker maar afbetaal gewees. Ja. My oorlede ma het my vertel. Hulle was die dag op die stasie gewees toe die trein nou verbykom. Nou natuurlik nie seker so vir die Royal Family te waai nie. Ek dink meer uit nuuskierigheid het hulle op die stasie gestaan toe die trein hier verby is, Mafeking toe. Nooit foto's geneem nie. Nee, ek weet ek dink daai mense het nie eens kameras gehad. Ja. Ja, dis 'n vraag wat ek heeltyd vra rakende die Anglo-Boereoorlog. Toe daai wittrein in Suid-Afrika aangekom het, na die Britte, oor die meer as 38,000 vrouens en kinders vermoor het in hierdie Britse konsentrasiekampe, waar die Queen aangedoen het, by hierdie klein dorpies, het ons mense daar gestaan en die Union Jack vlaggie so gewaai. Dan is my vraag net, ja, hoe kon julle so gou vergeet het? Wat het hulle aan ons gedoen in die land? Ja. Oom, as 'n mens nou so kyk na hierdie hotelletjie, vertel ons 'n bietjie, hoe spook dit hierso? Nee, wat? Ek het nog nie spooke hier gekry. Alles is niks snaaks wat hier gebeur het by die hotel wat bietjie onverklaarbaar is nie. Nee, niks sulke goed nie. Jy weet, dit was maar oor die jare die kuierplek vir die boere, as dit op 'n fundisiedag het die ouens maar kom 'n draai maak hier en dit is eintlik vandag nog so. Ons het elke woensdag aand 'n styk aand en dan met rugby dae is groot dae en
So dis maar die plaaslike watergat. En dit Ja. was nou veral vir die laaste 100 jaar die plaaslike watergat. Ja, dit is snaakse insidente. Kan nie nou vinnig in een dink nie. Maar As pensionarisse nou soos ons nou hiernatoe kom, kry hulle 'n bietjie afslag. ja, ek sal as dit deur my werk sal ek sorg dat hulle by my dogter Oom gaan my oproep kry. Ja, ek kan ook nie glo ek is al op pensioen nie. Maar dit voel nie so nie, want daar's soveel interessante goed wat 'n mens nou ondervind. Dit lyk vir my hoe ouer 'n mens word, hoe ernstig bestel jy belang en goed wat jy nie van weet nie, wat jy altyd van gehoor het en nou besoek jy dit. En nou ervaar jy dit. En met mense soos oom en oom Flip te Pre, man, dit is wonderlik. Dit is goed wat nooit aangeteken is nie. So ek skryf nie boeke nie, ek skryf maar met die kamera. Ja, dis interessant sulke goed. Ek het nou in verlede jaar het professor Heinrich Schulz my gebel. En hy het nou weer die boek is nou in Desember gepubliseer oor Stellenland rugby. Het hy nou 'n hele boek geskryf. En het hy die inligting by my gekry oor Maritsani Rugby Club by daai jare ook. Ja. En, Speel hulle nog rugby hier? nee, 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 nie meer. te min mense. Nee, te min mense. En ons het daarom een springbok opgelewer en ons by Richard Bands. Wel dit so 4-5 km hiervan af geboer. So Richard het hier op die plaaslike laerskool sy rugby hier in die stof en van die Kaalvoete, Noordkap, dorings. kaalvoete, dorings, dubbeltjies, Dubbeltjies. geen gras nie. Yes. So ja, dis daai jare ons Kaalvoetskool toe gegaan. Omdat dit Noord-Kaap was hier 'n koshuis gewees. Kyk, Kaapland het nie geglo in busse nie. Kaapland het koshuise gehad. Transvaal het jy weer busse gehad En treine. en treine. So my pa het hier skool gegaan. Ek het hier skool gegaan, my kinders het hier skool gegaan. Sout van die aarde onderwysers wat hier was. Ja, ons het 'n meneer en mevrou Hatting gehad. Hulle het as jong mense hier aangekom in die 40er jare. En hulle het naderhand hier afgetree. Hy was nou nog die regte ou meester. Ja. En jy weet selfs na hulle afgetree het, niemand of min mense het vir hom gesê oom Johan, almal het vir hom gesê meneer Hatting Ja. en mevrou Hatting, nie tannie Max nie. Sy by die skool was vir hulle meneer en mevrou tot die dag wat hulle dood is. So, Ja, ek onthou die ou gesegde wat die mense gehad het, veral vir die onderwysers, was hulle mos genoem meester. Meester, so en so. so ja. Die ou kerkhof, waar's die ou kerkhof? Hierso enige grafte daar van iemand wat hier gebly het, wat naam gemaak het, Anglo-Boereoorlog gevegte in hierdie omgewing? Nee, op ons plaas is daar 'n familiebegrafplaas wat nou ook die gemeenskapsbegrafplaas is. Maar daar's nie regtig soveel ou, is meestal my oupa grootjie en ouma grootjie wat die oudste mense is wat daar begrawe is en dan my oupa en my ouers en dan van die gemeenskapse mense. So, maar baie van die plase het begrafplaas hierso. Jy weet, daai jare het hulle maar op die plaas begrawe, Ja. ver van die dorp af. Ja. So, die vroeër grafte is maar op die plase. Ja, ek doen maar, terwyl ons nou hier praat, doen ek maar 'n beroep op die boere. Want op baie van julle plase is daar die mense wat die pioniers was, wat hierdie wêreld in ander dele van die land getem het. En dan is dit vir my so hartseer as ek op 'n plek kom en daar's grafte daar en dis toegegroei. Weet om dit tog maar net skoon te maak. Al was dit nou nie jou familie gewees nie. Jy weet, daai mense het tog 'n plek in die lewe gehad. En of hy nou 'n Ja, dit is landmeter was en of hy nou 'n wat noem hulle dit, die ou wat die hoewe aansit van die perde. Ag, ek het nou daai naam vergeet, maar almal het 'n bydrae gegee. Jy weet, wat gaan dit tog nou kos om
een of twee arbeiders te vat en om net skoon te maak en dit net Netjies mooi te hou. Ja, En weer af te kamp en so aan. weer af te En kom. dis so hartseer as jy nou in Mafeking inry. En jy sien al die grafte van die Anglo-Boere oorlog, Van die kan konsentrasiekamp. die konsentrasiekamp. Ja, Die donkies, perde loop pad tussen Ja. daai grafstene. Die mure is afgebreek. Vroeger jare het die rapportryderbeweging daarna versorg, maar daar bestaan nie meer so iets in Mafeking. ja, So dis baie hartseer as jy daar inry en jy sien hierdie wit steentjies so tussen die graspolle uitsteek. ja. Asof ons niks voel nie. Ja. En Mafeking was die heel eerste konsentrasiekamp wat gestig was in die Anglo-Boereoorlog. En daar het Roberts en Kitchener, die twee grootste Britse moordenaars, gesê: as ons net die boerevolk kan kry om mekaar te gaan haat, dan het ons die oorlog gewen. Is dit nie waar woorde daai nie? Ja. Ja. En Sine van Rensburg het twee dogtertjies verloor in daai konsentrasiekamp. Baie van daai grafte daar binnekant, as jy daar geloop het, dit is ook een van my dokumentêre wat ek gedoen het. Nee, Mafeking het 3 konsentrasiekampe gehad. Daai ene, dan het jy Magogwe gekry, en dan was daar nog ene wat ons nooit kon opgespoor het nie. Ek sal vir oom 'n foto opsit van, daar was oor 1000 kinders in daai kamp gewees. En as jy daai grafsteentjie so kyk, dan dink jy, daar lê maar net een persoon daar. Maar met navorsing, terwyl hulle van daai grafte oopgemaak het, het hulle tot 4 kinderlyke in een graf gekry. So die getal wat oorlede is meer as 38.000. Ja. Ongelooflik. En ek sê dit ook, as daai 38.000 vrouens se kinders nie gesterf het nie, waar sou die blanke populasie vandag in hierdie land gewees het? Sou ons heeltyd met ja en amen gesê het, met alles? Nee, ons sou nie. Dit sou heeltemal 'n ander situasie gewees het in die land. Absoluut, Ja. Ek kyk nou hierdie peperboom hier agter oom, hy seker 200 jaar oud. Ja, As dit nie ek- ouer is nie. Ek weet nie hoe oud is hy nie. Nee, want kyk Maar hierdie ek stam ken hom hier maar onder. van 'n kind af. Hy was 2 gewees. Die een daai kant het ek so ruk terug uitgehaal. Hy het gedoen, want het hom gebreek en hy het op daai dak geval en toe hom uitgehaal. Maar hy is baie oud. Solank ek verstand het, ken ek hierdie boom. En daai lang boom daar voor die hotel ook. Ry jy daarom nog treine hierso verby? So nou en dan seker so 1 of 2 dag miskien. In die tyd van die stoom het ons 23 treine in 24 uur gehad. Jo, Jy weet, dit is die hoof spoorlyn van die Kaap af op deur Botswana op Zimbabwe toe. So al Zambië se koper het byvoorbeeld hier verbygekom. Ons het 2 passasierstreine daar gehad. Een in die oggend van Kimberley afgekom het en een wat elke aand weer Kimberley toe gegaan het. En dan het ons 2 keer 'n week die Rhodesian Mail opgehad. Hy het op 'n Dinsdag aand hier aangekom en hy het op 'n Vrydag weer teruggegaan Kaapstad toe. So ja, dit was 'n besige spoorlyn. En later van tyd was ons baie bekend gewees onder die stoomentoesiaste. Maar daar was die 3 hotelletjies in Suid-Afrika wat op die spoorlyn was. En dit was Maritsani en Witput ja, Witput. en Kraankuil. Dit was die 3 wat bekend was. Ja. En dan gedurende die wintermaande het die ouens van oorsee afgekom om die stoom af te neem, want die stoom is natuurlik baie meer effektief Ja. in die koue. En die foto's wat in die kroeg hang het 'n ou van Engeland geneem. En dis almal treine wat om Maritsani afgeneem was. Ja. Maar na die stoom weg is, toe die diesels ingekom het, het daai toerisme natuurlik nou skibreek gelei. Ja. Hoe ver is dit van hier af Kimberley toe? Pad langs so 320 km. O, So spoorlyn seker dalk 'n bietjie korter, ek weet nie. Nee, so 320 km. en hoeveel min of meer plaasgemeenskap mense bly in hierdie area? Oef, 100 mense?
Nee, dis daar Seker meer, bietjie meer is bietjie dit. meer. Bietjie meer is dit, maar die plase is groot. Ja, Die ouens is maar wyd uit mekaar, hè. Maar interessant, hier rond het die plase nog baie Afrikaanse name. Hoe verder jy wes beweeg, het Engelse name. ja, ek het dit nou ondervind. Want Ja. destyds met die Rhodes en hulle die plase toegeken. Aan hulle eie mense. Ja, En dis hoekom jy goed Engelse name het. Sherwood, Kirby, Eastwood, Buckreef. Al die Ja. name. Verder die wes gaan baie Engelse name. Hier rond is dit nog redelik. Jy weet Afrikaanse name, De Rust en Goosen en maar net die volgende plaas af is Fair Valley. So dis maar plase wat die Britte destyds toegeken het aan hulle volgelinge. hoe is die misdaad in hierdie omgewing? Misdaad is daar maar oral. Ons grootste probleem hierso op die oomblik is veediefstal. Ja, Dis ons grootste probleem. Maar word hulle daarom gevang, die veediewe? ons sukkel. Ons het daarom nou kameras oral op. Is dit syndikaate? Dis syndikaate, Plaaslik of kom hulle van ander gebiede af? hulle kom maar van oral af. En natuurlik jy kan nie staat maak op ons polisie nie. Ja, So as jy nie die probleem self oplos nie, gaan jy hom nie opgelos Ja. kry. So dis ons grootste probleem op die stadium is veediefstal. En slagtings. Hulle slag sommer helder oordag besig op die plaas. ja, Hulle het nou weer by Corneil laasweek. ja. So Nee, ek dink as ek 'n boer is en ek vang hom daarso, nê. Sal hy maar saam sterf. Verseker. ek het Want dan gaan hy hof toe en dan sy nou 'n armlastige, jy weet, kry swaar, was daar's honger. nie honger, ja. ja. Nee, ek het al gesê ek dra nie 'n handwapen nie want ek sal hom gebruik. Ja. So beter ek dra hom nie. Ja, dis 'n tye. Nee, met almal wat ek nou al onderhoude mee gedoen het, vra ek maar hierdie vraag. Jy weet, want dit is interessant, maar nee, ek is beïndruk. Yes, hier ek het nou nooit gedink. Ons het nou die dag Sondag hier verbygery. Nie gedink, jy weet, hier's nou so 'n interessante plek nie en baie dankie dat oom hulle hierdie geskiedenis en die plek so mooi hou. Nee, baie dankie. Jy weet, dis Ek is net bly my kinders stel ook daarin belang. ja, dit is eintlik die ding. Want jy weet, deesdae is dit so die kinders trek weg en hulle baie van hulle het nie dieselfde belangstelling nie. Ja, dis die hartseer nie. Ek dink ook maar aan baie plase. Jy weet, toe ons ook maar jonk was, het jy die stad se liggies gesien. Jy wil ook maar nie aangaan met die besigheid of iets nie. Jy wil maar jou eie ding gaan doen. En jy weet, as pa en ma nou die laaste mense oor is op die plaas. Kinders stel nie belang nie. Wat maak of jy weet, dan gaan daai plaas van eienaar na 'n ander eienaar. Ja. Nee, dit is so. En dit is vir altyd verlore. En dan sê hulle spyt kom te laat en eendag sê hy, "Jesus, plaas ons het dit en dit gedoen het." Nee, dit is so. Maar die ekonomie het baie daarmee te doen ook, jy weet Ja, die kleiner boer moes maar plek maak vir die groter boer. Jy weet baie van die plase was nie meer ekonomiese eenhede nie. So die ou het maar verkoop en die buurman het gekoop en al groter gegaan. ja, So en dit het bygedra tot die ontvolking van die platteland. Jy weet as ek vat toe ek op hierdie laerskool was ons seker naby aan die koshuis was vol. Ons was seker naby aan 200 kinders gewees. En later van tyd was hier maar 60 of 70 of 80 kinders hier. En vandag nie meer een blanke kind in die skool. niks. Nie een. Haai, Ons kinders, kleinkinders gaan nou ry bus met 'n busie, hulle gaan op Beermansdrift skool. Jy weet dis so 70 km hier. dis daar 'n koshuis. Nee. Ek het al gehoor van Buurmansdrift. Ja. En kyk, hy was in Ou Transvaal, so daar's nie 'n koshuis nie. Ja. Nee, ons kinders ry maar van hier af skoolbusie elke oggend. Elke dag 70 kilos. Soontoe en terug. Hulle Yes. klim so 6:00 die oggend op die bus en is so 2:15 die middag weer terug. So hulle het 'n lang dag. Maar baie oulike skool op Ja. Beermansdrift.
Oom Boetnie, baie dankie. Ek wil so 'n Dis 'n bietjie plesier. afneem van die hotel. Dankie vir oom se tyd. Presies. Ek glo mense gaan oom kontak. Daar's dalk 'n vriend wat oom ken om te sê, my maggies, Jong, jy was weet saam maar. op skool. Ja, my probleem deesdae is ek ken meer mense in die begraafplaas as wat dit probleem. Ja, nee. Ag dan omdat ons Ja. vir al die jare die hotel gehad het, jy weet, dan kom baie mense in 'n groet leeu. As jy kan oom nie onthou nie, ons het die een aand so lekker gekuier in die kroeg. Dan sê ek, jong, weet jy hoeveel honderde mense het al in daai kroeg gekuier. Ek kan nie elke ou Ja, onthou nee, nie. is onmoontlik. Ja. Nee, maar vir oom se kinders ook. Dankie dat hulle so mooi kyk na die plek. Ek meen, ek glo mense gaan 'n draai wil kom maak. Mense soek mos altyd hierdie snaakse plekke of hulle besluit op 'n Saterdag, nee, kom ons ry iewers heen en slaap oor. Hier is vir julle 'n gulde geleentheid. Baie mooi, kan hier rondstap. Daai gebou in die oorkant by die stasie, is hy nog oorspronklik? Is dit die ou stasie gebou? Dis die ou stasie. Dis 'n wonder dat hy nog daar is. Ja, maar daar bly mense in Ja. die gebou. O, Daar bly mense daar. ja, dis die hartseer nie. Baie mense wil hierdie ou huise gekoop het by die stasies. Spoornet wou dit nie gedoen het nie. Nee. En nou hoor ek ja nee, daar's 'n bietjie herlewing, jy weet, jy kan dalk nou 'n stasie koop. Jy weet destyds ek het die ou persoon wat aan die hoof gestaan het van hulle eiendomme altyd by ons oorgebly. En hy het op 'n stadium vir my gesê maak 'n aanbod. En hy het toe nou vir my gesê wat is die boekwaarde van die goed? Toe sê bied hulle net bietjie meer aan as die boekwaarde. Wat ek toe gedoen het, ek by die huise gekoop het en reggemaak het. En hulle het gesloer en gesloer en gesloer. Ek het elke jaar maar aansoek gedoen. En eventueel toe gee ek nou maar moed op. En toe kom hulle op 'n stadium terug na my toe en vra vir my of ek nie belangstel om die plek te koop nie. Toe sê ek nie meer nie. Want al die dakke is weg, al die vensters is uitgesteel, al die buttons is uit. Dis nou net mirasies, wat wil ek nou daarmee maak? So, die mirasies staan nou nog. En ek sê, Mag ek vra, ek meen oom hoef dit nou nie te sê nie. Wat was die aanbod gewees toe om hierdie stasie te koop met die spoor? Hoeveel spoorweghuisies is hier? Seker 4. ek dink daar was 4 gewees. Ja. 4 in die hoofgebou. Ja, ek dink dit was 4 in die hoofgebou. Ek dink my aanbod daai tyd, ek dink hulle die boekwaarde was iets soos R30.000 wat hulle bedoel. En ek het iets soos R38.000 gegee. Yes. Nou hulle kon R38.000 gehad het, nou het hulle net 'n klompie bakstene wat bo op mekaar Ja. staan. Hulle gee ook nie om nie. Nee. En elke stasie het 'n storie om te vertel. O ja, jy weet, ons het 'n baie oulike stasiemeester vir baie jare gehad. En die Kotse. Hy het jaar na jaar die prys gewen vir die mooiste tuin op hierdie traject. Pragtige tuine gehad. En hy was baie lief vir tuinmaak. Maar hy was 'n pragtige stasie. Inteendeel daar in die kroeg dink ek is daar nog 'n foto van die stasie, ek sal op jou wys. Ja, en vandag is dit alles so geen nie meer om nie. Nee, Dis 'n wonder hier loop nog treine op Ja. hierdie pad, ja. dis 'n wonder hulle bly nog op die spoor. Ja. Ja, kyk wat het nou daar Met met Rauwels Rauwels ry. gebeur, Ja. ja. Maar laas jaar daar in Zimbabwe dieselfde. Selfde trein, kop van kop. Ja. Rouwe stop natuurlik een keer 'n jaar hier by ons. Ja. O. Ja, een keer of 2 keer 'n jaar stop hy op hierdie stasie. Dan gaan jag die ouens Tarantale. Laai hulle met bussies hier op en dan gaan uit na die plase toe. Ek het eendag vir Roan Vos ontmoet hierso. Ja. Het hy my bietjie die geskiedenis van Rouwe vertel. Ja. Ehm Ja, ek het 'n paar drywers geken, stoomtreindrywers Hmm. wat vir hom gedryf het. Kyk, vroeër jare het hulle natuurlik stoom gebruik. Maar wat gebeur Ja, het met die ja. tyd is, jy weet, Maritsani was een van die plekke wat water gehad het. Ja. Maar toe het hulle nadat hierdie watertorings so goed afgebreek. Alles. Toe kon hulle nie meer die stoom gebruik nie want kon nêrens volmaak met water. Ja. En toe het hulle maar begin diesel gebruik, maar die eerste paar keer wat hulle opgekom het met stoom. Ja, dis mooi nie. Met stoom. Ja, daai ding het 'n wonderlike karakter. Dit is 'n lewendige masjien daai. Ja. Ek het op Kimberley skool gegaan. So ek het elke kwartaal, begin van die kwartaal,
trein gery en die einde van die kwartaal. Van standaard 3 tot matriek. So stoomtrein het ek baie gery. Ja. Ja, ek is met die trein Kimberley toe, weermag toe. En ek het treintoere gedoen vir 15 jaar en 'n hele paar treintoere Kimberley toe. Want ek hulle Magersfontein toe gevat. Ons het 'n spooktoer daar met hulle gedoen. Daar was nog so 'n Skotse orkes wat met hulle doedelsakke daar by Magersfontein kom speel het. 'n Gehoor party van daai skotte staan weer op. Ja, nee. Kyk, daar's mos daai legende van daai Skotse doedelsak orkes. 'n Sekere tyd van die jare hoor jy hom daar speel. Ja. En die verste wat ek met treintoere gedoen het met stoomtreine is de Aar toe met 2 15F's. En van daar af Noupoort toe met die feesgangers. En weer terug. Daai tyd het ek vir David Hall Green saamgevat. Hy was die Master of Ceremonies geweest. Hy kon pragtige stoom engines geskilder het. Ek weet ek het van sy Het jy van sy tekeninge? nee gesien. Ja, nee. Maar En hy het interessant. in Kokstad groot geword. Net 'n passie vir ons stoomtreine gehad en lekker gesels met ou David. Ek het nou laas gehoor hy het afgetree daar in Plettenberg Baai. Ja, hy lewe daar man. Ek weet nie of hy nog lewe nie. Nee, interessant. Ons het 'n konferensie aangebied een keer. Maar ons het genoeg akkommodasie nie. Dit ons 'n trein ingekry. Die ouens het op die trein gebly. Ja, En gedeelte van die konferensie was hier by die hotel en die vergadering as goed was in die boeresaal net aan die ander kant. So dit was baie lekker, die mense het baie lekker gebly. En so het ons nou die mense leer ken. En toe het ons 'n trok verkoop, het ons Saldanha Kreefees toe gegaan van Maritsania yes. met die trein. Natuurlik op Kimberley het hulle al die ander trokke gehad. Daar het ons 'n braai gehad en met die trein af. En dit was baie lekker. Dit het een wa gehad. Daar was niks in die wa nie behalwe 'n kroegie in die een hoek en 'n verhoogie in die ander hoek met 'n orkes. Ons het gedans op daai trein. Ja, En ons was Saldanha af Kaapstad toe Saldanha toe en terug. Ons het die Vrydag hier weg en het ons die Maandag aand weer teruggekom. Een van die lekkerste toere wat ek in my lewe gehad. ja, nee. Nee, ek het baie treintoere gedoen, baie vir 15 jaar lank. Blomme toe, Durban toe. Hier af Hoedspruit toe, Nelspruit toe, daar langs die Kreer Wildtuin. Toe Radio Pretoria 13 jaar oud word, toe reël ek 'n trein vir Johannes van der Walt. 400 mense met 2 boereorkeste. Was 'n belewenis. Ek glo dit. Oom Boet, baie dankie. Ek Dis 'n waardeer. plesier. Net so vinnig wil ek bietjie afneem. Dis toe terug. En, Maak jouself tuis. Kontak vir oom Boet. Julle ken hom dalk, kom maak 'n draai, dis so mooi hierso. Julle sal nie spyt wees nie. En dankie vir oom se tyd. Ek waardeer, dankie. Dis 'n plesier. Okay. Ek is Louise Fik van Wayside Hotel op Maritsaniestasie. Vir akkommodasie, funksies of geleenthede kan julle bespreek op 083 940 1517, 083 940 1517 of op e-pos waysidestay@gmail.com. Fantasties. Dis terrible. Baie dankie. Ja, kyk.